Broers en susters, ons toetrede lied vanoggend, Gesang 188, daarvan strofe 1 en 3. Gesang 188, strofes 1 en 3. Ons gaan dit staande sing en dan bly ons staan vir die dominee se seëngroet. Gemeente, hier in die erediens kom sê die Here vir ons, kyk, ek alleen is God, ek spreek, ek roep die wêreld op van waar die son opkom tot waar die son ondergaan. Mag daar vir die genade en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam. Gesang 184, strofes 1, 3 en 4. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Psalm 25, vers 3, die Tosiusberuiming. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing Gesang 260 strofe 11. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons skriflesing vanoggend kom uit die Ou Testament, daarvan uit die boek Job, die hele eerste hoofstuk. En alhoewel hierdie dan nou begin is van 'n nuwe reeks prediking, is dit toevallig so dat Job ook, in spesifiek hierdie gedeelte, dan ook inpas by 'n klomp Afrikaanse uitdrukkings. Eintlik is Job so deel van ons lewe, van die deel van ons bestaan, oor hoe ons dink oor sake, dat 'n mens 'n klomp uitdrukkings het wat iets daarvan wys. So kry 'n mens iemand wat Job styding bring, iemand wat baie slegte nuus bring, en dis die gedeelte wat ons dan nou van Job gaan lees. Maar mens praat ook van iemand met Job se geduld, en dan kry mens nou Job troosters. Job trooster is iemand wat vir jou troos gee, wat eintlik geen troos is nie. Dis om te sê, soos die bulle het sleg verloor, maar is daar die begin van die seisoen. Dis eintlik troos wat nie regtig troos is nie. En so het Job, en dit wat in Job gebeur, eintlik nog neerslag in ons lewe vandag.
Die boek Job ontstaan omtrent tussen 800 en 500 voor Christus. Party ouens sê so laat soos 300 voor Christus. Maar wanneer die boek presies ontstaan het, weet ons nie. Waar dit ontstaan het en hoe dit ontstaan het, weet ons ook nie. En hoewel daar baie inligting oor Job is en oor hoeveel vee hy gehad het en hoeveel slawe en hoeveel kinders, is daar eintlik geen geografiese aanduidings nie. Wou die skrywer van die boek ook juist dit so maak dat Job eintlik oor alle tye heen moet spreek, dat 'n mens Job nie kan vaspen op 'n sekere tyd op 'n sekere plek nie, maar om uiteindelik die boodskap van Job universeel oral vir altyd vir almal te maak. En hierdie boek hanteer dan die krisis van hoekom gebeur daar slegte goed met goeie mense. En eintlik word daar dan vir ons as gelowiges in hierdie boek gevra om die geloof te hê van Job, om te worstel, om het met God, om te kan verstaan hoekom gebeur hierdie goed. Job besef dat hy hom nie kan verlaat op hierdie kunsmatige resepte wat die mense van sy tyd gehad het om alles te verklaar nie. Hulle het geglo dat slegte goed met jou gebeur omdat jy slegte goed gedoen het. As dit nie jy was nie, moet jy dit terugvat tot in die 3de en die 4de geslag en daar sal jy die oorsaak vind. Sê, bely jou sonde en kry jou lewe reg, dan sal die Here jou seën. Die geskiedenis van Job wil wys dat alles nie so eenvoudig is nie. Uiteindelik vind Job berusting in die feit dat God in beheer is van die wêreld. Dat daar 'n misterie is as jy met God te doen het, dat God die gans andere God is. God wat 'n mens nie kan vasvat in ons woorde en ons gedagtes nie. En uiteindelik in sy worsteling met God kom Job op 'n punt waar hy besef maar hy moet sy lewe aan die Here oorgee. Hy kan nie sy wil op God afdwing nie. Maar dat hy moet weet dat God wat almagtig is, God wat die hele skepping omvat, dat God ook in beheer is van sy lewe. En word Job eintlik uitgenooi om te midde van al die slegte goed wat met hom gebeur, totaal en al op God oor te laat. Maar Job sukkel met 'n vraag oor lyding en spesifiek dan, soos hy dit verstaan, onverdiende lyding. Lyding wat hy nie die oorsaak in sy eie lewe en sy eie sondigheid kan vind nie. En Job begin met die worsteling oor waar kom lyding vandaan? Waar kom hierdie slegte goed wat met ons as gelowiges gebeur vandaan? En uiteindelik kry Job nie die antwoord daarop nie. Ons sal in die volgende paar preke ook weer daarop terugkom. Daar's nie 'n rede wat duidelik word oor hoekom hierdie goed gebeur nie. Ons as mense staan baie keer maar magteloos, sonder antwoorde. Maar wat Job uiteindelik by uitkom is, nie waarom het van gebeur en waar vandaan kom die slegte goed nie, maar waarna toe gaan hierdie slegte goed? Hierdie slegte goed wat met ons lewe gebeur, met ons as gelowiges. Waarna toe gebruik God dit om ons heen te lei? In Job se eie lewe kom hy deur hierdie worsteling en uiteindelik kom hy aan die ander kant uit. Verander dit ook hom as gelowige se lewe. Maar kom ons lees dan nou saam met Job 1. Ons lees daarvan die hele hoofstuk. Job word deur rampe getref. In die land was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad en was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. As mense dit nou in vandag se lewe moet sê, moet jy eintlik sê hy het 'n vloot trokke en trekkers en karre gehad wat hy eintlik kon gebruik. Hy was 'n ryk man. Hy het nie net goed aanteelvee gehad nie, hy het werksvee gehad, werkskarre. So amper sê jy het 500 trokke en 500 of 700 trekkers. Jy's 'n ryk boer. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. Sy seuns het om die beurt partytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan 3 susters genooi om saam met hulle fees te vier. Na so 'n reeks partytjies het Job dan sy seuns en sy dogters beveel om vir hulle
vir die bring van offers te reinig. En vroeg die môre het hy vir almal 'n brandoffer gebring, want het Job gesê, miskien het my kinders gesondig en in God in hulle gedagtes vervloek. Job het dit elke keer gedoen. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie, hy is vroom en opreg. Hy dien my en vermy die kwaad. Toe antwoord die Satan die Here, dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy besittings. En kyk of hy nie selfs sy veeteel vinnig aan, maar raak nou net aan sy besittings. En kyk of hy u nie in die gesig sal vervloek nie. Toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie. Die Satan het daarna van die Here af weggegaan. En eendag toe Job sy seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis, kom 'n boodskapper by Job met die nuus. Josef was aan die ploeg en die donkies het langs aan gewy. Toe oorval die mense uit Skeba ons en hulle roof alles en maak die slawe dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. Weerlig het die kleinvee en hulle wagters doodgeslaan en verbrand. Net ek het weggekom om dit aan u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. 3 groepe Galdeërs het die kamele geroof en is daarmee weg en hulle die slawe doodgemaak. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. Die seuns en dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Met eens het daar 'n sterk wind van die woestynse kant af opgekom en die huis van al 4 kante af op die kinders omgewaai. Almal is dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeer. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. Tot hier toe ons skriflesing. Wie 'n kind van God is, luister na die woord van die Here. Broers en susters, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, waar ons ook vanoggend hier in die huis bymekaar is, het ons as mense ook maar vra oor dinge wat gebeur in die wêreld, oor die hartseer en die pyn wat ons ook elkeen in ons lewe moet ervaar, oor dinge wat gebeur wat ons nie verstaan nie. Maar Here, wil U ook vanoggend weer opnuut deur die woord en die gees in ons werk, dat ons ook die wonder van geloof mag ervaar om ten spyte van die swaar kry en die lyding van hierdie lewe, U hand in ons lewe te mag raak sien, ten spyte van die grootste nood en lyding te kan beleef, Here, dat U vir ons goed is. Here, dat U uiteindelik niks in hierdie lewe met ons laat gebeur as U dit nie ten goeie laat meewerk nie, maar Here, ons is ook swak en nietige mense. Ons worstel ook met dinge wat ons nie verstaan nie. Ons besef maar elkeen te goed dat daar nie maklike antwoorde is nie. En daarom wil ons ook vir U vra, Here, wil U ook met ons kom moeite maak, ons in ons worsteling kom aan die hand vat en na U toe bring, Here, dat ons ook werklik U stem sal hoor. En dat ons ook soos Job mag belewe, Here, dat in ons grootste nood en ons grootste worsteling en nog die een is wat ons lewe in stand hou, wat ons dra, wat ons lei. Wat selfs daar waar ons dink dat alles verlore is, dat U daar nog vir ons soveel meer genade en liefde gee as wat ons ooit kon verdien.
Here, wil U ook dan vanoggend ons harte ontvanklik maak vir die woord, ons gedagtes stil, Here, alles wegneem wat tussen ons en U staan, sodat ons vanoggend ook werklik U stem sal hoor. Here, as ons dan hier uitgaan, gee ons ook die genade, die krag, die leiding deur die Gees, Here, dat ons ook werklik U wil sal gaan uitleef in die wêreld daar buite. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Broers en susters, kom ons sing voor die prediking saam uit Gesang 513. Ons sing daarvan al drie die strofes. Ek hou aan die strofe 1 voor, soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag, met sy wapenrusting klee hy ons met mag. Nie teen medemense is ons worstelstryd, maar ons veg teen Satan en sy sluwe listigheid. Hy stuur bose magte in die wêreld in, maar met God se wapens kan ons al oorwin. Gesang 513 daarvan, die eerste 3 strofes. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as 'n mens na hierdie eerste hoofstuk van Job gaan kyk, is dit baie moeilik om te dink wat ons sou doen as al hierdie teenspoed ons op een dag sou tref. Of ons geloof soos Job sin sterk genoeg sou wees om aan die einde van al hierdie slegte nuus, daar waar 'n mens hoor dat jy alles verloor het, jou inkomste, jou besittings, jou beleggings, en uiteindelik ook jou hele uitgebreide familie, almal op een dag. Of 'n mens soos Job uiteindelik nog die Here se naam kan prys in jou hartseer en jou pyn en God niks verwyd nie. Oornag, eintlik oordag, het Job niks oor nie. Al wat hy oor het is sy vrou en sy vriende. En as 'n mens gaan kyk en dit wat vorentoe gebeur, beteken hulle nie vir hom veel. Is hulle eintlik daar om hom amper oor die afgrond te help. Maar uiteindelik kry Job die genade van die Here om ook deur hierdie worsteling te kom. Ons ken almal die ou Koos Du Plessis liedjie wat sê, wat ek is net genade, wat ek het is net geleen. En dit is baie maklik om dit te sing, maar dit is baie moeiliker om dit uit te leef soos Job gedoen het. Om soos Job te kan sê, kaal het ek die wêreld ingekom en kaal gaan ek hierdie wêreld verlaat. Die Here het vir my 'n klomp seëninge gegee en die Here het dit weer geneem, dis sy reg. Vir ons as sondaar mense is die lewe maar nie altyd so maklik nie. En as dit dan gevra word, hoekom God hierdie slegte dinge in ons lewe laat gebeur, moet 'n mens eerstens baie duidelik maak dat hierdie slegte goed wat gebeur nie God se wil is nie. Dat God die wêreld van die begin af goed geskaap het. Dat die gevolge van hierdie sonde uiteindelik alles die gevolg is van die sondeval van Adam en Eva, waar hartseer, pyn, swaar kry, lyding in die wêreld ingekom het. Uiteindelik laat God in sy genade hierdie goed toe, nie omdat hy dit met ons wil laat gebeur nie, maar omdat hy nie gedoen het wat hy beloof het om te doen as die mens die proefgebod oortree om die hele mensheid te vernietig nie. Maar gee hy vir ons te midde van die swaar kry en die lyding die hoop van Jesus Christus, die verlosser wat sou kom om hierdie toestand te herstel. As ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, die mense wat leef, wat weet dat dit klaar herstel is, dat daar 'n heerlike toekoms wag. Maar uiteindelik sê God, vra hy vir ons geloof. Want dit wat 'n mens sien, glo jy tog nie. Maar juis om te midde van hierdie swaar kry en die lyding van die wêreld in geloof te bly wag op die Here. En God laat in sy wil toe dat hierdie slegte goed gebeur, sê hy, maar uiteindelik
Hy sal niks ons tref as hy dit nie uiteindelik vir ons as gelowiges ten goeie laat meewerk nie. Maar die vraag is dan, wie se skuld is dit dan as dit gebeur? Is dit ons mense se skuld in ons sondigheid? Is dit die duiwel se skuld? Moet ons soos Hansie Cronje en 'n klomp ander bekende gelowiges elke keer as hulle in die moeilikheid kom sê, dis die duiwel se skuld laat ons hierdie slegte goed laat gebeur. As 'n mens gaan kyk na slegte goed wat in die lewe gebeur, is dit moontlik om dit eintlik alles terug te voer na die sondeval, die onvolmaakte wêreld waarin ons lewe. Net die onvolmaaktheid van die wêreld sien 'n mens elke dag oral om ons. Sê Paulus is selfs die skepping sug saam met ons in die verwagting van die heerlikheid wat moet kom. Dis nie net ons wat swaar kry nie, dis die skepping rondom ons, droogtes, aardbewings, al hierdie slegte goed wat gebeur is weens die onvolmaaktheid van die wêreld. En eendag sal God dit alles herstel, sal al hierdie dinge wegval. Daarom kan ons sê dat al die slegte dinge sy oorsprong uiteindelik by die sondeval is, die erfsonde, die onvolmaaktheid van ons aardse bestaan. En daarom is daar soms dinge wat ons as mense net doodeenvoudig nie kan verander nie. Wat doodeenvoudig teruggevoer moet word na die onvolmaaktheid van die aardse bestaan. 'n Aardbewing wat kom, 'n huis wat in mekaar stort. 'n Band wat niks meer keer nie, wat bars. En 'n motor wat rol. Daar's 'n klomp ander dinge wat 'n mens kan sê, wat 'n mens kan terugvoer na doodeenvoudig die feit dat alles nie volmaak is nie. Dan kan 'n mens 'n klomp goed terugvoer na die verganklikheid van hierdie lewe. Goed soos bande wat agteruit gaan en uiteindelik iewers deurgeloop word. Geboue wat oor tyd al swakker word en iewers in mekaar stort. Maar dan is daar ook ander dinge wat 'n mens kan terugvoer, doodeenvoudig na sondige optrede van mense. As 'n moordenaar kom en jou vermoor, is dit tog as gevolg van sy sondige optrede dat iets slegs gebeur. Is dit iemand wat 'n besluit neem, wat sondige besluit neem, wat konsekwensies het vir onskuldige mense. Daar sekere goed wat 'n mens kan terugvoer na 'n mens se eie onverantwoordelikheid. As jy 220 km/h ry, dan moet 'n mens besef dat jou roekelose optrede ook gevolge het. Dat jy eintlik die dood tart en God op die proef stel. En soms is slegte dinge wat in die lewe met ons gebeur ook ons eie sondige skuld. En dan lees ons in die Bybel soos hier in Job, dat die duiwel ook slegte dinge met mense laat gebeur. Maar broers en susters, so baie keer is dit vir ons die uitweg om alles eintlik af te skuif op iemand anders. Is dit van Eva se tyd af baie makliker om te sê dis die slang as om te sê dis my eie sondigheid. Maar sê die Bybel, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Maar uiteindelik is ons as mense se verstand te klein om alles in een of ander hokkie in te druk. Kan ons nie soos 'n hof gaan getuig en sê as 'n hof moet besluit wie's verantwoordelik vir 'n ongeluk, dan sê hulle soveel persent is jou verantwoordelikheid, soveel persent is die ander persoon se verantwoordelikheid, soveel persent is die vervaardiger van die voertuig se skuld, en so deel hulle persentasies skuld toe nie. Uiteindelik wat Job vir ons sê is dat slegte dinge gebeur. Ons kan nie daarvan wegkom nie. En soos Job kan ons ook worstel, maar waar is God in al hierdie slegte dinge? Hoekom keer God dit nie? Hoekom laat God ons dan so lei as God vir ons lief is? Maar as ons so redeneer, dan hanteer ons eintlik die saak verkeerd. Uiteindelik moet ons vra, maar hoe pas dit in God se raadsplan in vir my? Hoe sal dit ooit ten goeie meewerk in my lewe? En dit maak nie die antwoord makliker nie.
Broers en susters, ons sal in die volgende 'n paar preke nog daarby uitkom, maar uiteindelik het Job nie 'n antwoord vir al hierdie vrae waarmee hy worstel nie. Uiteindelik beleef Job die wonder dat te midde van sy worsteling God by hom is, dat God hom dra. Dat hy besef dat dit nie hy is en sy geloof is wat so goed is dat hy kan bely, God het gegee en God het geneem nie. Prys die Here nie, maar dat dit God is wat hom hier in sy grootste nood, in sy worsteling bystaan. Broers en susters, die vraag wat hierdie gedeelte ook vir ons as gelowiges vandag vra is, hoe hanteer ons teleurstelling, hartseer, slegte dinge wat in ons lewe gebeur? As 'n mens gaan kyk, is daar eintlik 2 voorbeelde van die kinders wat by skool het ek 'n les wat ek moet behanteer oor hoe hanteer ons teleurstelling in ons lewe, en dan kry 'n mens 2 persone, aan die een kant Job, met wie al hierdie dinge gebeur, baie sleg. Aan die ander kant kry 'n mens Jona, met wie daar eintlik bitter min gebeur, maar as daar iets gebeur, dan sê Jona, maar hoekom laat die Here my nie eerder sterf nie? Jona wat oor alles om so vroeg God verkwalik omdat alles nie loop soos hy dit wil hê dit moet gebeur nie. Broers en susters, die vraag is, hoe hanteer ons ongeluk en hartseer, swaar kry, lyding as dit ons tref? Hoe aanvaar ons God se wil vir ons lewe? Dit is maklik om te bid, Here, laat U wil geskied en nie my wil nie. Maar as daar in God se toelatende wil ook hartseer en pyn is, dinge wat ons nooit kon indink God sou toelaat nie, en nou gebeur dit. Broers en susters, en as 'n mens dan Job en Jona vergelyk, gaan dit nie oor of die een blymoedig is en die ander een depressief nie, maar gaan dit oor hoe 'n mens jou geloof beleef, hoe jou geloof ingestel is jou geloof bloot ingestel op aardse dinge? Jona wat fisies oor sy wil en dit wat hy dink hier op aarde nodig is, belangrik is, soveel so dat hy nie eers bly kan wees as die Here mense wat tot geloof kom red nie. En of 'n mens soos Job besef dat eintlik alles wat 'n mens het maar hier op aarde geleen is, dat ons lewe tydelik is, dat ons hele lewe nie oor ons aardse lewe, ons aardse besittings, ons aardse goed, selfs hier op aarde ons familie, ons kinders, ons vriende gaan nie. Dat geloof nie maar 'n versekering is om te sorg dat niks sleg met jou gaan gebeur nie. Om te besef dat geloof eintlik is om ten spyte van al hierdie slegte dinge wat gebeur in 'n mens se lewe, al die onvolmaaktheid van hierdie aardse bestaan te kan vashou aan die wete, maar daar is iets beters wat voor lê. Daar is 'n heerlike toekoms wanneer hierdie hartseer en pyn gaan eindig. Maar broers en susters, dit vra ook of ons werklik so lewe soos mense wat besef dat alles wat ons hier het maar deur die Here geleen is. Die Here het gegee en die Here kan ook neem. Ons het kaal in hierdie wêreld ingekom en kaal sal ons daar uitgaan. So baie keer is ons so besig om goed bymekaar te maak, ons skatte op te gaar, te dink dat dit so belangrik is om materiële goed bymekaar te maak om eendag vir ons familie te los. Broers en susters, die prediker sê eendag sal daar iemand na jou kom wat nie vir dit gewerk het nie en dit uitmors. En eintlik is dit ook alles verniet. Alles kom tot niks, sê die prediker. Broers en susters, so baie keer dink ons dat ons vorentoe nog tyd sal hê om met ons familie te spandeer, dat ons vorentoe tyd aan ons vriende en ons verhoudings kan spandeer. Maar broers en susters, Job wil eintlik ook vir ons sê, hierdie gedeelte van Job 1, want ons moet besef dat hierdie dinge tydelik is. Dat ons die tyd wat God vir ons gee met ons families,
ook goed moet gebruik. Dat ons die gawes en talente wat God vir ons geleen het ook so moet gebruik dat ons eendag daarvoor kan rekenskap gee. Ons moet besef dat ons besittings maar dinge is wat God vir ons hier op aarde leen om uiteindelik ons lewe makliker te maak. Dis nie waaroor ons lewe moet gaan nie. Uiteindelik is dit maar dinge wat God vir ons gee en wat God weer eendag van ons gaan wegneem. Of dit nou is omdat ons doodgaan, of dit is omdat daar iets anders gebeur hier op aarde. Broers en susters, uiteindelik sê God is daar dinge wat ewigheidswaarde het. En dis wat Job besef. Hy besef dat in sy geloof hy ook met die Here 'n pad loop wat verder strek as lood hierdie aardse dinge. Maar broers en susters, uiteindelik beleef Job ook dat ons as mense ook maar nie anderster kan as om binne hierdie wêreld te lewe nie. Kan hy ook nie anderster as om met God te worstel oor dit wat gebeur nie. Broers en susters, ons as mense is so maklik geneig om so maklik sonder om te dink, te bid soos Jesus Christus, laat U wil geskied en nie ons wil nie. Maar broers en susters, geloof vra vir ons, dat ons ook werklik in ons lewe gaan kyk, of ons dink dat ons werklik so lewe, dat ons kan bid, met volle oorgawe ook vir die Here kan sê, Here, laat U wil geskied en nie ons wil nie. Selfs daar waar dit vir Jesus Christus uiteindelik die grootste nood en lyding sou voorhou, waar Job uiteindelik alles verloor en tog geloof kan bly vertrou en bly glo dat die Here getrou is in sy liefde. Dat die Here nie met hom ophou die pad loop omdat dit op die oog af lyk asof alles teen hom is nie. Here, mag die genade van die Here ook by ons wees, dat ons ook aan die een kant die genade mag ervaar om daar in ons grootste nood en ons lyding ook in geloof te mag bly vashou aan die wete dat God se goedheid en God se liefde daar nooit 'n einde aan is nie, dat niks wat ons hier op aarde tref ons uit die hand van God se liefde kan ruk nie. Broers en susters, mag God ook vir ons die genade gee om so te lewe, dat ons ook elke dag in ons lewe sal besef, dat alles wat ons het, alles wat ons dink, ons lewe vorm, ons identiteit vorm, ons menswees vorm, dat al die dinge uiteindelik aardse dinge is wat wegval, dat ons ook in ons lewe, aan die een kant hierdie goed wat die Here vir ons gee, hierdie gawes, ons familie, ons geld, ons talente, ons geleenthede so sal gebruik, dat ons eendag ook rekenskap daaroor kan gee, maar aan die ander kant ook dit so in perspektief sal sien, dat ons ook uiteindelik aan dit wat die belangrikste is, ook die meeste tyd sal gee. Broers en susters, uiteindelik is daar een ding wat waar bly, ook vandag vir elkeen van ons. Ons het met niks hierdie wêreld ingekom nie. En ons sal met niks hierdie wêreld uitgaan nie. Maar broers en susters, soos ons die genade van die Here hier op aarde in materiële dinge, in familie en vriende mag beleef, dat die Here vir ons goed is, dat die Here vir ons gee soveel meer as wat ons verdien. Soveel te meer kan ons weet, die dag as ons hierdie lewe verlaat, sal die Here vir ons in Jesus Christus nog soveel meer genade gee as wat ons ooit kon verdien. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. Here, ons is swak en nietige mense wat maar elkeen ook op ons eie manier so verknog is aan ons aardse lewe en ons aardse bestaan. Here, deels omdat ons so swak en nietig is dat ons ek nie verder as hierdie wêreld met sy hartseer en pyn kan dink nie. Here, dat ons verstand te klein is om ooit iets van die wil hier op aarde te begryp as U dit nie vir ons bekend maak nie. Maar Here, so baie keer is ons geneig om te dink dat ons swak en nietige mense U kan vasvat met woorde, U wil kan indruk.
in hokkies en laaitjies, dat ons vir U kan sê hoe om te dink en hoe om op te tree, en dat ons mag dink dat ons vir U mag kwaad word, as U nie optree soos ons wil hê U wil moet wees nie. Maar Here, baie dankie dat U ook dan nog juis met ons as mense kom worstel, met ons kom stoei, ons nie op ons eie los, ons eie swakheid en sonde nie, maar dat U juis met ons kom moeite maak. Dat U ook met elkeen van ons in ons nood en ons lyding 'n pad kom loop. Dat U sê dat U uiteindelik al die swaar kry en lyding wat ons as mense beleef, dat U dit ook vir ons as die kinders ten goeie laat meewerk. Dat ons ook eendag kan terugkyk op ons lewe en kan beleef, Here, dat U ook in ons swaarste en ons moeilikste tye ons gedra het, ons krag en genade gegee het. Maar Here, ons kan nog steeds nie alles in hierdie lewe verstaan nie, nie alles verwerk nie, nie alles verduidelik nie. En daarom kom ons na U toe en vra, Here, wil U ons die geloof gee, sodat ons hierdie dinge kan aanvaar, die geloof gee om nooit moedeloos op te gee, boedel oor te gee nie, maar altyd te kan vashou aan U genade en U liefde, wat U vir ons in Jesus Christus in oorvloed kom gee het. Here, wees dan ook hier by ons gemeente. U ken elkeen van ons, elke huisgesin, elke ouer, elke kind, elke familie. Here, U ken al ons gemeente se probleme, al ons bekommernisse, ons gemeenskap se bekommernisse en probleme. Here, wil U ook ons gebruik om U lig te laat skyn in die wêreld, om vir mense 'n voorbeeld te wees van gelowige mense wat ten spyte van ons eie swakheid en ons eie nietigheid, deur U krag en deur die leiding van U Gees ook U liefde mag uitleef in die wêreld. Here, wees met die gelowiges daar waar hulle vervolg word, daar waar gelowiges ter wille van hulle geloof doodgemaak en gemartel word, opgesluit word. Maar Here, wees ook daar in die wêreld waar daar geen vervolging is nie, waar niemand hulle aan die woord steur nie, niemand moeite maak om na U wil te vra nie. Here, wil ook in hierdie wêreld van ons mense se harte verander, hulle na U toe bring, hulle na U woord laat soek, en Here, wil ons ook gebruik om hierdie woord en hierdie evangelie uit te dra na die wêreld daar buite. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Broers en susters, kom ons sing saam as slotsang gesang 516, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Gemeente, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor